Minstens 23,000 leerlinge is steeds nie in skole geplaas vir die 2026 akademiese jaar nie. En Suid-Afrikaanse Mediese plan die eerste draadlose pasaangeer in. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse Nuusbulletin op Pretoria FM. Bykans 23,000 leerlinge reg oor Gauteng, die Wes-Kaap, Limpopo en Mpumalanga is steeds nie geplaas nie, te midde van die skole wat aanstaande week vir die 2026 akademiese jaar heropen. Ouers raak toenemend angstig en het vandag by die Departement van Basiese Onderwys se kantore saamgedrom om plasings vir hulle kinders te verseker. Meer as 7,500 skole reg oor die land het egter nie genoeg klaskamers, onderwysers en befondsing om al die leerlinge te akkommodeer nie, nou dat graad R verpligtend is. 'n Uitbreking van back-and-claw-seer in Gauteng en buurprovinsies dwing die regering tot dringende optrede. Die krisis vererger in die Taalten-omgewing, terwyl kritiek teen die staat se hantering daarvan toeneem. Weens plaaslike tekorte word enstowwe nou uit Botswana en Turkye verwag, wat boere tot einde Januarie kwesbaar laat. Die VF+ eis dat die nasionale minister en departemente aanspreeklik gehou word vir gebrekkige kommunikasie en die bedreiging van voedselsekerheid. Vee-eienaars word intussen aangeraai om biosekuriteitsmaatreëls op te skerp. 'n 69-jarige vrou van Acacia in Pretoria word vermis en is vermoedelik ontvoer nadat sy op 2 Januarie in die Pretoria Noord omgewing verdwyn het. Sally Ditch se naasbestaandes het na haar verdwyning 'n oproep ontvang waarin 'n losprys vir haar vrylating geëis is en het maandag nog 'n oproep ontvang waarin die losprys verhoog is. Die burgerregte organisasie AfriForum het gehelp om inligting oor haar verdwyning te versprei en het die omgewing saam met die polisie gefynkam. Die polisiewoordvoerder, kaptein Johan van Dijk, sê 'n saak van ontvoering word ondersoek. Die polisie het as deel van die ondersoek inligting oor Ditch se fisieke kenmerke uitgereik, sodat die publiek op die uitkyk vir haar kan wees. Sy is sowat 1,55 meter lank, het kort blonde hare, blou oë en dra 'n bril. Sy het ten tye van haar verdwyning 'n swart langbroek en grys T-hemp aangehad. Die polisie het 'n pleidooi aan die publiek gerig om hulle te skakel as hulle 'n vrou sien wat met die beskrywing ooreenstem. Die ANC sê die SAKP se besluit om onafhanklik in die komende plaaslike verkiesing te staan beteken nie dat die 3-party-alliansie aan skerwe is nie. Die alliansie wat die ANC, SAKP en Kusatu insluit, het 'n dekadelange vennootskap met die SAKP wat onder die ANC se vaandel aan verkiesings deelgeneem het. Na die deelname van die ANC aan die regering van nasionale eenheid wat die DA insluit, het die SAKP aangedui dat hy wil onttrek. President Cyril Ramaphosa het gister tydens die ANC se viering van sy 114de bestaansjaar gesê, die party aanvaar die SAKP se besluit om onafhanklik te staan, maar bly ongelukkig daaroor. Suid-Afrikaanse Mediese is nie net bekend vir die eerste hartoortplanting nie, maar is ook nou eerste om 'n draadlose pasaangeer in te plant. Die prosedure is by die Netcare Unitas Hospitaal in Centurion deur Dr. John Foster en die elektrofisioloog Dr. Jane Moses uitgevoer. Die toestel is kleiner as 'n AAA battery en pas in die laar regterkantste ventrikel van die hart in. Dit het 'n batteryleeftyd van 15 tot 20 jaar. Navorsers het die wêreld se oudste giftige pyle in die Umhlatuza rotsskuiling in KwaZulu-Natal ontdek. Hierdie pylpunte, wat na 'n raming 60,000 jaar oud is, bewys dat vroeë jagters in Suid-Afrika lank voor die res van die mensdom gevorderde jagmetodes gebruik het. Chemiese ontledings bevestig spore van die giftige gifbol, 'n plant wat vandag nog deur inheemse groepe benut word. Die navorsing is deur 'n professor
in kognitiewe en steentydperk argeologie aan die Universiteit van Johannesburg, Marlies Lombard, gelei, saam met kollegas van 2 Sweedse universiteite. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Dankie vir die saamkyk hierdie week. Ons maak maandag weer so 'n lekker naweek.